Liewe vriende, baie welkom weer by ons nadenke oor die boek Openbaring. Ek is daarom bly julle het nie begin weghol nie. Ons is nou besig met die interessante dele wat kom. Ek moet nogal sê vanaand se deel is die deel wat vir my die kern is van my hele benadering. So dit is waarby ons wil kom. So kom ons word net stil en vra dat die Here ons harte oopmaak vir sy woord. Here Jesus, laat vandag so 'n klomp goed gebeur. Nie net met die wêreld nie, maar ook met onsself. En om kop bo water te hou met die lewe is nie altyd so maklik nie. Baie dankie vir u woord. Dankie vir u teenwoordigheid. Maar dankie ook, Here, dat u nie alles uit ons hande vat en ons teen alle seer kry en swaar kry beskerm nie. Dankie dat u ons vorm deur die lewe. En ons bid, Here, dat u ons sal help om bly te wees wanneer dinge vir ons skeefloop. Sodat ons kan leer, sodat ons kan oefen om u te vertrou, sodat ons kan oefen om u te eer as die enigste werklike vreugde en verlossing wat ons kan hê. Seën ons vanaand waar ons oor hierdie boek nadink. Help ons om sy troos raak te sien. Help ons om moed te skep en te lewe. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons het nou tot dusver het ons gedink oor Openbaring, wat dit beteken. Dis om 'n doek weg te vat. Dis 'n onthulling. 'n Onthulling van iets wat regtig daar is, maar wat ons andersins nie sou sien nie. Ek dink partykeer dat as jy as jy daar is 'n klein monumentjie in Nederland waarby mense maklik kan verbyloop as iemand nie hulle aandag daarop vestig nie. Dan sê hulle, "Wow, nie geweet nie." Maar as jy daar was as die doek van die monumentjie afgehaal is, dan weet jy van hom. Dan gaan jou oë oop vir hom. En die Openbaring, die doek wat afgehaal word, wil ons help om die Here, Jesus Christus, wat die lydende oorwinnaar in hierdie wêreld is, raak te sien. En wil ons help om as sy getroue getuies te lewe. So dit was die eerste sessie. En toe het ons bietjie gedink oor die gemeentes. Want hierdie is nie net 'n apokalips nie, dis mos nou die Griekse woord wat u al baie goed ken. U kan hom nou al begin gebruik om mense te beïndruk. Dit is 'n apokalips, maar dis nie net 'n apokalips nie, dis ook 'n profesie. Maar weer eens, 'n profesie
is nie om te sê dat dit môreoggend 10:00 gaan reën nie. Dit laat ons aan die weerprofete oor en hulle trap ook maar partykeer klei daarmee. Dis nie wat profesie in die Bybel is nie. 'n Profeet is iemand wat voor die aangesig van God staan en dan vir jou help kyk na die wêreld soos God na die wêreld kyk. Dis wat die profete van Israel gedoen het. Hulle hele bedoeling was nie om vir mense te sê, die goed gaan in die toekoms gebeur nie. Hulle hele bedoeling was om vir mense te help om nou met die liewe Heer te lewe. En Openbaring is in die opsig ook 'n profesie. Dis 'n apokalips en dis 'n profesie en dis 'n brief aan die gemeentes. En die afsluiting van die boek Openbaring is 'n tipiese afsluiting van so 'n boek. So die hele Openbaring is 'n brief, is 'n brief aan die gemeentes. Dis 'n profesie, is 'n apokalips en dis 'n brief aan die gemeentes. En die gemeentes leef in 'n wêreld soos ons wêreld ook maar is. Ek meen dis nou 'n eeue gelede se wêreld. Ons strydwaans het klomp perdekrag onder die engine kap. Maar hulle strydwaans het regte perde voor die strydwa gehad, maar die oorlogmakery, die geldmakery, die gejaag na eer, die selfsug, al daai goed was net so lewendig toe as nou. Daarom kan ons, as ons hierdie mense verstaan, kan ons ook verstaan wie God vir ons in ons wêreld en in ons omstandighede wil wees. So eenvoudig is dit. Hulle het met 3 groot probleme gesit, het ons vir die gesê. Die een was dat hulle vervolg is. Ons word gelukkig nog nie hier vervolg nie. Of dit altyd so gaan wees, kan ek nie sê nie. Ek hoop dat ons nooit vervolg sal word nie. Ek het so 'n bietjie daarvan in Pakistan beleef en dit was nou nie my vrolikste oomblikke in my lewe nie. So ek hoop nie dit word hier by ons ooit so nie. Maar hulle het die vervolging beleef, maar die vervolging was nie, soos ek laas ook vir u gesê het, was nie van bo af nie, dit was meer van onder af, is meer jou buurman wat jou wil bykom oor iets, en dan het ons, en dan kom ons partykeer tog naby aan daai soort vervolging. En dan het hulle geassimileer, hulle het nou terwille van om in te wees, hulle wil graag, niemand van ons wil uitwees nie. En daarom sit ons partykeer in 'n geselskap en iemand sê 'n ding en ons dink, o God, nee, dit is mos nou nie reg nie, maar dan bly ons maar stil, want ons wil nie uitwees nie. En ons stem partykeer nog saam ook, want ons wil nie uitwees nie. En daarom het hulle geassimileer, hulle het probeer om die randjies tussen hulle, die grense tussen hulle so saggies as moontlik te hou en nie so skerp as moontlik te maak nie. My vrou weet dat ek baie daarmee sukkel om so te assimileer. Ek maak makliker vyande as vriende, omdat ek nie altyd wys genoeg is om my mond te hou nie. Maar dit was deel van hulle probleem. Hulle het geassimileer. En dan het hulle self tevrede geraak. Dit het ons ook gesien, want besigheid was goed. En hulle het gefloreer en dan het jy nie regtig nodig om so baie te bid nie, want jou bankrekening is stewig genoeg om jou deur te sien.
Dis altyd 'n risiko vir ons. Goed. En toe het Johannes vir ons, nadat hy met hulle daaroor gepraat het, het hy vir hulle en vir ons 'n kyk gegee in die troonkamer in die hemel, waar God op die troon sit en om hom is die lewende wesens, die wesens met die gesig van 'n mens en die gesig van 'n dier en die gesig van 'n voël, die lewende, die verteenwoordigers van die ganse skepping, en hulle loof die Here. En die 24 ouderlinge, hulle loof die Here. En hulle haal hulle krone af. Hulle het in die Here Jesus 'n wonderlike posisie in die wêreld, maar hulle staan nie daarop nie. Hulle sit dit voor die troon van God neer, hierdie ouderlinge. Dit het Johannes vir ons gewys. En dan die boekrol met die 7 seels. En hy lei, omdat niemand dit kan oopmaak nie, en dan sien hy die lam wat geslag is. Hy kan die boekrol oopmaak. Hy kan God se nuwe werklikheid aan die gang sit. Hy kan God se nuwe wêreld bring. Hierdie lam wat geslag is. Nie leeu nie. Israel het gewag vir die leeu, nie die leeu nie. Want die Here Jesus, en dis die geheim van hierdie boek, oorwin deur homself te gee, deur homself te offer. So wen hy die Satan. En dan het ons die perde gesien, die ruiters, wat die een na die ander kom. Maar die gedagte van die ruiters, en ek wonder of ek het laas al so duidelik gesê het, so ek sê maar gou weer, want ons kom vanaand by die trompette. Die gedagte van die ruiters is om vir ons te sê, hier is ellendes wat die wêreld tref, maar moenie dink dat ellendes mense se harte verander nie. Dis nie die Here wat 'n hart verander. Ek en my naamgenoot Skalk het nou daaroor gepraat, oor die moslems in sy ervaring met die skole in myne daar in Pakistan. Ek het vir hom gesê, ek was verstom oor hoeveel vroue, moslimvroue, met my 'n afspraak gemaak het om hulle hart by my te kom uitpraat en vir my gevra het om vir hulle te bid. Baie mans het ook vir my gevra om vir hulle te bid. En dis die Here wat harte verander, dis nie ons nie. Dit is eenvoudige wonderwerk van die Here af. Maar die perderuiters bring ellende, jou sekuriteit, sê die perderuiters, lê nie in die mag van Rome nie. Rome het gesê, dit lê in ons mag. Ons sal enige vyand wat kom, sal ons oorwin, en julle sal altyd goeie besigheid kan doen, en julle sal finansiëel veilig wees. En die perderuiters het kom sê, nee, gaan nie so werk nie. Nie deur die mag en geweld van mense nie, maar deur die Here sinne. En mense kom nie tot bekering omdat hierdie perd oor die wêreld hardloop en die perd van hongersnood oor die wêreld hardloop en dit nie. So kom ons gaan aan na die, ek net hier so, ja sê, right. En dan lees ons in Openbaring 6, vers 9. Ons nou die 4 seels het ons nou gesien. Die 5de seel het ek nou laas nie behoorlik behandel nie. Ek wil vanaand net vinnig daarna kyk. Die 5de seel het ek aan die voet van die altaar die siele gesien van die wat doodgemaak is vanweë die woord van God en die getuienis wat hulle gelewer het, aan die voet van die altaar. Hulle is geoffer vir die Here. Hulle is geoffer van die Here, en dan staan daar, hulle het met 'n harde stem geroep, tot wanneer
Heilige en ware Here, gaan U uitstel om U oordeel te voltrek en ons bloed op die aardbewoners te wreek. Tot wanneer? Hoe lank nog? Dis interessant, mense sou Marius, jy sal eendag sommer 'n reeksie preke kan hou oor al die hoe lank nogs in die Bybel. Dit kan 'n goeie reeks wees. Dalk moet ons soos met die katekismes klaar is oor so iets gesels. Maar oor die hoe lank nog. En dan die antwoord kom nie om te sê hoe lank nie. Maar die antwoord kom om te sê, hoekom? Hoekom wag die Here? En dit word in die res van hierdie aandse saak uitgepak, uit die koffertjie. Hoekom? Hoekom wag die Here? Waarom kom hy nie met sy oordeele nie? En dan reg, kom ons gaan aan, die 6de seël. So kom ons kan daaroor spring, want anders gaan die tyd ons vang. Tot hiertoe was die woordprente ontstellend. Nee, die perde en die goede. Wat gaan die 7de seël openbaar? So jy verwag eintlik met die 6 seëls wat losgemaak is, dat die groot krisis gaan met die 7de seël gebeur. Want daar is elke keer 'n verergering. Met elke seël was daar 'n verergering wat plaasvind. Wat gaan met die 7de seël gebeur? Maar voor ons by die 7de seël kom, word ons teruggeneem na die troonkamer waar die Skepper en die Lam is. En dan sien ons 144.000 sou verseël word. Interessant, die 144.000, ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar dit is die manier waarop die storie vertel word, is presies soos wat 'n weermag sou saamgestel word om te gaan veg. En dit is, al die stamme van Israel word hier genoem. En dit is 12 stamme, en jy kan maar jou som maak, maar dit is leerregimente wat gereed gemaak word. En hulle word, en dan, soos met die leeu, wat Johannes gehoor het in die troonkamer, die leeu is waardig om die seels oop te maak. En as hy omdraai, dan sien hy 'n lam. Hier is die 144.000 en dit is 'n soldatemag wat bymekaar gesit word, Israelse soldatemag, en as hy omdraai, dan sien hy, hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Nie 144.000 wat gered word nie. Daai 144.000 was soldate. Maar as hy omkyk, dan sien hy, dis nie soldate nie, hy sien 'n groot skare wat niemand kan tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie, stam, volk, taal. En het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Interessant, ek het van hierdie week lees ek Markus 9 en vir die eerste keer sien ek iets wat ek al 1000 keer gelees het, wat net by my verby gegaan het. Daar waar die Here Jesus op die berg saam met Elia en Moses verskyn, staan daar so, en hy het wit klere aan, soos niemand op aarde kan wit maak nie. Geen mens kan daai wit reg kry nie. Staan daar so in daai gedeelte. Hier is ook hierdie wit wat ons heeltyd hier kry. Hulle het wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande, en waarskynlik sal dit ook
daardie soort wit wees wat jy nie met oumou of selfs 'n bietjie juk of wat gebruik 'n mens deesdae vir die soekot kan regkry nie. Blykmiddel nie. My maat sulke blou goedjies gehad wat sy, wat het mens dit genoem? Blousel wat sy in die was gegooi het om die wit hemde mooi wit te kry. Ja. Kry mense nog blousel? Ek twyfel, nee. Seker nie meer nie. OK. 7 trompette bekom ons nou by. En dan staan daar toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar vir ongeveer 'n halfuur lank stilte in die hemel neergedaal. Wat natuurlik 'n totale bewys is dat daar geen vroue in die hemel is nie. Want anders sou jy nie 'n halfuur stilte kon hê nie. Nou ja, dit is nog maar sommer so bietjie van 'n terg. Jy sou nou verwag met al die ellendes van die 6 seëls dat hierdie 7de seël moet 'n massiewe donderslag wees. En dan lees ons, en ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en aan hulle is 7 trompette gegee. Right, nou begin ons weer met een oordeel na die ander. 'n ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk is aan hom gegee om saam met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die reukwerk het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgestyg. Die engel het toe die wierookbak geneem, dit met vuur op van die altaar afgevul en dit op die aarde uitgegooi. En daar was donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. Nou is daar 2 perspektiewe op hierdie teksgedeeltes. Daar's die een perspektief waarby ek my aansluit. En dis die literêre perspektief. Met ander woorde, wat wil sê dat Johannes 'n geniale skrywer was, wat 'n brief skryf vol wonderbare woordprente, maar nie besig is om die toekoms te voorspel nie. En dan is daar die ander perspektief wat jy by YouTube gaan kry en by 'n groot klomp meer charismatiese lesers van die Bybel, wat ons kan noem die futuristiese perspektief. Future, toekoms. Nee? So, hulle sê dat wat Johannes hierso eintlik wil sê is goed wat in die 20ste en 21ste eeu gaan gebeur. Nou, vir wat sou die liewe Here nou vir hulle wou troos met goed wat in die 20ste, 21ste eeu gaan gebeur? Dit sou so goed wees, hy sê vir my, man, moenie bekommerd wees nie, die bietjie aandele wat jy besit gaan oor 200 jaar, gaan hulle vir jou 'n multimiljonair maak. OK? Dankie. Dit is nie, dit werk mos nie so nie. So dit is nie 2000 jaar later, dis die futuristiese, future. Nee? Jy hoor mos die Engelse woordjie future daarin. Die futurum is 'n Latynse term vir die toekoms, futuristiese motief. En ek noem die goed nie omdat ek dink dis waar nie. Ek noem dit omdat u daarmee gekonfronteer word. In van die boeke oor die wederkoms en oor die wegraping en oor al hierdie goed, ek kon nou die dag nie op die titel kom van die reeks van Tamla, dit is The Left Behind series. Nee, dis hulle wat oor die wegraping veral skrywe. Trompet 1 het in die 20ste eeu het mense uitgelê en gesê, dis die Eerste Wêreldoorlog. Want dis die vuur en die haal
dis die Tweede Wêreldoorlog, die bombardering van die stede. En dan trompet 2 het hulle gesê, dis ook Tweede Wêreldoorlog, dis die atoombom. En dan trompet 3 het hulle gesê is Chernobyl. Dis nogal 'n interessante een. Die Oekraïense woord Chernobyl, as jy hom vertaal, dan kry jy alsem. En alsem is die woord wat Johannes gebruik, wat in die see gegooi word om dit bitter te maak. Nou, dit is nie omdat die Here gedink het, dit is om Chernobyl, dis ramp voor die tyd vir mense te voorspel nie. Dit was maar 'n naam wat die Oekraïners vir hulle kernkragstasie gegee het. En dan die donker lig, sê hulle is die Irak-oorlog, want Saddam Hussein het op 'n stadium al sy oliebronne aan die brand gesteek om die lug donker te maak vir die Amerikaanse vliegtuie teen hulle. En dan die vierspiewende perde het hulle dan gesê is die tanks. Ek wonder of daar van die mense is wat nou dalk wat nou dalk met die Iranse oorlog 'n nuwe uitleg daarvoor het, om te wys dit is in Openbaring gesê, en dan trompet 7 sê hulle dan is die einde. Mense maak hierdie toepassings omdat dit hulle geruststel. Die wêreld is nie, die goed wat in die wêreld gebeur is nie chaoties nie, dis deel van God se plan. Ek weet nie of die oorloë deel van God se plan is nie. As jy Jesus reg verstaan, is oorloë nie deel van God se plan nie. Maar dit gee vir hulle gerusheid dat iewers is iets in beheer van die liewe Heer. Hy dinge in beheer en dit is soos wat hulle dan daaroor wil dink. Maar daai is heeltemal, dink ek, het die kat bietjie aan die stert beet. Hoekom sou die liewe Here die wêreld wat hy so lief het, wat sê Johannes 3 vers 16? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. God het die wêreld lief. Die wêreld is sy skepping. Die aarde is sy skepping. Hoekom sou hy hierdie aarde wil kom vernietig? Ons lees later dat hy die vernietigers van die aarde vernietig. Dit kyk mense mis. Hy wil nie hê dat ons die aarde vernietig nie. Hy wil nie hê dat ons die klimaat omkrap met vuil lug nie. Hy wil hê dat as ons dit agterkom, ons iets daaraan begin doen om dit te verhoed, om dit te voorkom, want ons is mede verantwoordelik vir sy skepping. En as God die wêreld lief het, so lief het dat hy nie die wêreld vernietig nie, maar sy seun laat sterwe, dan kan ons mos nou nie in Openbaring lees dat God van plan is om die wêreld te kom vernietig nie. Die martelare het gevra, hoe lank nog? En die trompette beantwoord die vraag op 'n verrassende wyse. As ons na die trompette begin kyk, kom ons lees gou hier. Daar's die trompette, en by die trompette val daar vuur uit die hemel en al sulke dinge. Maar dan lees ons in Openbaring 9 vers 20, nogtans het die res van die mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie. Hulle het aangehou om die demone te aanbid en ook die afgode van goud, silwer, koper, klip, hout,
wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hulle het aangehou om die demone te aanbid. Hulle het hulle dus nie bekeer van hulle moorde, towery, onsedelikheid of stelery nie. Al 7 die trompette het goed laat neerreën op die aarde wat deur die futuriste gesien is as die oorloë van die toekoms en as Chernobyl en die atoomwapen en die Irakse oorlog en dalk nou Iraanse oorlog en so meer. Al 7, by elke trompet was daar 'n oordeel wat oor die wêreld gekom het. En onthou nou die siele het gevra, hoe lank nog? En nou kom die beeld van die trompette en die trompette blaas en dit donder en dit blits en dit val uit die hemel vuur. En nou sê Openbaring, niks gehelp nie. Al die rampe wat God in die wêreld kan instuur. Al die rampe wat ons as mense kan bedink, al die rampe, gaan nie 'n snarsie verander aan die hart van mense nie. Kuster skryf, hy sê, by hierdie teks, ek kan nie onthou of ek het vir julle nie aantekeninge gesit het nie, hy sê, ekskuus tog by hierdie teks, hy sê, hoekom sou mense hulle bekeer? Hoekom sou mense na hierdie God toe kom, wat net vernietig en verwoes? Ek het nie lus om na so 'n God toe te kom nie. Die vernietiging en die verwoesting is nie God wat dit kom doen nie. Dit is daar gestel as 'n antwoord om te sê dat vernietiging en verwoesting gebeur in hierdie wêreld, maar genade tog mense, dit verander nie die hart van die mensdom nie. Wat verander die hart van die mensdom? Rampe bring mense nie tot bekering nie. Getuienis wel. Die uitstel van die aarde, van die oordeel. Here, hoe lank nog? Die antwoord is, solank as wat ek julle as getuies in die wêreld wil gebruik. Ons getuienis verander mense. Nie oorloë nie, nie oordeele nie, nie natuurrampe nie. Ons getuienis verander mense. Die woord van God is kragtig. In Genesis lees ons dat God sê, laat daar lig wees, en dan is daar lig. Hy hoef nie eers 'n klomp goede te sê, of te prewel, of wat ook al nie, hy sê net, laat daar lig wees, en daar is lig. En as ons dit verstaan van God se woord, ek het nou, hierdie week het ek die dagstukkies, wat op die kerk se werf sit, en ek het nou almal van hulle oor die wysheid, maar veral oor die wysheid van woorde het ek gemaak. En ek dink nie ek het daar tyd in gehad om te sê oor die wonder daarvan, dat ons gebruik baie keer te veel woorde, maar God skep 'n ganse heelal met 'n woord. En God se woorde is kragtig. Hulle verander mense. En daarom moet ons moet nooit die krag van ons getuienis onderskat nie. Ek wil gou die storie vertel. Ek het jarelank die finale jaarklas katekesante vir katekese gehad. En ek het nou maar my bes probeer, maar die kinders, die seuns stel eintlik primêr in belang in die dogters wat daar sit, en die
dogters vir haar sit, stel primêr in die seuns belang, en dan kry ek so klein bietjie belangstelling in die Bybel ook nie vreeslik baie nie. Maar nou eendag, so 'n klompie jare terug, lui my foon, en ek is 'n vrouestem aan die ander kant, sy sê, oom, ek sê, hallo? Sy sê, oom sal my dalk nie onthou nie, maar ek is, kom ons sê maar, Tasha. Ons gee haar maar 'n naam, Tasha. Oom, ek is Tasha. Ek sê, my gids, my kind, maar natuurlik onthou ek jou. Nou sê ek nou die tyd vir Marike, ja, ek het dit nou nie vir haar gesê nie, maar sy was so maarspinnekoppie met net elmboë en knie. Maar dit het ek nou nie vir haar gesê nie. Ek sê, maar natuurlik onthou ek vir jou. Sy sê, oom, ek wil net dankie sê. Ek sê, waarvoor nou? Sy sê, oom het ons in die klas 'n teks laat onderstreep in die katekisasieklas. En oom het iets daaroor gesê en ek het dit bygeskryf. Sy sê, oom, en ek wou selfmoord pleeg verlede week. Sy sê, net voor ek dit doen, vat ek die Bybel en ek maak dit daar oop en ek sien en ek lees daar wat ek geskryf het, wat oom gesê het. Dankie, oom. Oom het my lewe gered. Dit, vriende, het my vir 'n 6 geslaan. Ek is veronderstel om te weet dat die woord van God kragtig is. Maar ek glo dit nie altyd nie. Ek glo nie altyd die krag van getuienis, die krag van 'n woord wat 'n mens spreek nie, omdat ek nie die resultaat onmiddellik kan sien nie. Partykeer is dit 20 jaar voor jy die resultaat sien. Maar God het sy tyd. En daarom wil God nie, daarom kla hierdie siele aan die voet van die altaar en hulle sê, hoe lank nog? En God sê nie hoe lank nie. Hy sê net vir hulle, daar moet 'n getuienis in hierdie wêreld omgaan, omdat rampe en ellende, omdat oorloë, omdat enige oordeele wat ek oor die wêreld sou kon laat kom, gaan nie die hart van mense verander nie. My krag is die krag van woorde. My krag is die krag van getuienis. Deur getuienis maak ek die aarde nuut. Is dit nie mooi nie? Is dit nie iets om oor bly te wees nie? Gee dit jou nie nuwe hoop en moed in hierdie wêreld nie? Ek en Marius het net nou gesels oor die oorlog in wat maak ons? En die punt is, wat ons maak, is ons getuig van Jesus wat oorwin het deur te sterwe. Nie deur dood te maak nie, maar deur te sterwe. Dis nie ons mag en krag wat die wêreld verander nie. Dis sy dood. En ons is daar om daarvan te getuig. En dit is waarmee Openbaring besig is. Die uitstel van die einde bied kans vir getuienis. En dan sê hy, ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien afkom. Hy was met 'n wolk omhul, met 'n reënboog bo sy kop, en sy gesig was soos die son, en sy voete soos 4 pilare. In sy hand het hy 'n klein oop boekrolletjie vasgehou. 'n Oop boekrolletjie, nie 'n verseelde een nie. Die verseelde een se seels is in elk geval al gebreek. 'n Oop boekrolletjie het hy vasgehou. En dan staan daar so, en met 'n harde stem soos die brul van 'n leeu uitgeroep, en nadat hy uitgeroep het, het die 7 donderslae hulle dreunings laat klink.
En toe die 7 donderslae galm, was ek op die punt om dit op te skryf, maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, verseël dit wat die 7 donderslae laat galm het, en moet dit nie opteken nie. Met ander woorde, die opbou na hierdie laaste donderslae toe, het jou laat vermoed dat as jy, dit is, alles loop daarop uit dat dit die finale groot boom gaan wees. En dan sê God, ek gaan nie 'n finale groot boom laat wees nie. Moenie dit neerskryf nie. Hierdie donderslag is nie deel van my storie nie. Hierdie laaste donderslag is nie deel van my storie nie. Johannes, wat jy moet doen, jy moet nou die boek eet. Maar gedurende die dae wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal die misterie van God sy doel bereik, soos wat hy dit as goeie boodskap aan sy diensknegte, die profete, verkondig het. Die laaste donderslag word nie opgeteken nie, want God gaan nie 'n laaste donderslag maak om sy wêreld te vernietig nie. God wil 'n goeie boodskap vir sy mense gee. En hy gaan 'n goeie boodskap vir sy mense gee, omdat daar 'n getuies is wat intussen tyd getuig van die lam. En dit sal 'n kragtige getuienis wees. En dan moet Johannes daai boekrolletjie opeet, soos Esegiel vroeër. En dit sal in sy maag bitter wees, maar in sy mond so soet soos heuning. En dan word daar oor die tempel gepraat. Want wat God wil doen, vriende, is hy wil nie, ons moenie die trompette en die perde en goed futuristies lees vir die toekoms nie. Dis nie rampe wat die aarde gaan kom vernietig nie. Al daardie goed is nutteloos in vergelyking met ons getuienis. 'n vergelyking met die evangelie van Jesus Christus, wat die wêreld verander, wat die wêreld nuut maak. En Johannes moet daai boekie opeet, soos Esegiel op sy tyd die boek moes opeet. En dit is soet in sy mond, want dit is 'n wonderlike boodskap, maar bitter in sy maag, want daar is ook slegte gevolge vir mense. En dan lees ons verder van die tempel wat herbou moet word. Baie mense wat futuristies lees, sê vir jou, ja, maar hulle sit nou en wag, want daar gaan 'n nuwe tempel in Palestina, hier op die aardbodem, waar Israel nou is, hulle gaan die tempel herbou, daar op die Tempelberg. En dit gaan gebeur, en dan gaan die einde kom. Terwyl die tempel waarvan Johannes praat, is nie 'n tempel van klip nie, maar is die tempel van die gelowiges, die gemeenskap van die gelowiges. Ons is nou die tempel van die Here. Efesiërs 2 sê dit baie duidelik. En dis ook hoekom daar vlamme van vuur, toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge 2, en daar vlamme van vuur op die koppe van die mense kom. Dit was altyd die teken dat God in die tempel intrek met sy heerlikheid, was vlamme van vuur en 'n wolk wat oor mense kom. Dit was in die Ou Testament telke male die punt wat wys dat God is nou in die tabernakel, en nou is God in die tempel. En Herodes se tempel wat in Jesus tyd daar staan, daar was nooit 'n teken dat God daarin is nie. Nooit. Maar op Pinksterdag kom daar vlamme van vuur bo op die gelowiges se koppe. En dan sê Efesiërs, maar die gelowiges is die tempel van die Here. Ons is die tempel van die Here.
God se tempel op hierdie aardbodem is ons. Hoekom? Hoe weet ons dit? Want die Here Jesus is hier. God is hier. Die Heilige Gees is hier. 'n Gebou waarin die Here is 'n tempel. En ons, waar ons by mekaar is en die Here is hier by ons, is ons tempel. En as die Gees van die Here in ons is en hy is, dan is ons tempel van die Gees. Nie net individueel nie, ek dink daar lees baie mense 1 Korintiërs dalk 'n bietjie eensydig. Dis nie net my persoonlike, individuele liggaam wat 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Ja, dit ook. Maar dit is nie, ek weet baie mense het in my kindertyd die teks gebruik van as jy die tempel van die Here skend, gaan die Here jou skend en moenie rook nie. Nee? Jy skend die tempel van die Here. Dit is nie waar nie. Ek steeds moenie rook nie. Ja, vat dit maar van my af dat jy moenie rook nie. Maar die tempel van die Here, waar Paulus daaroor skryf, is oor die dominees wat so dominee wees, is dat hulle die tempel van die Here skend. En Paulus waarsku hulle, hy sê, as julle die tempel van die Here skend, met ander woorde die kerk van die Here Jesus, as julle droog maak, dan skend julle die tempel van die Here en julle mag nie die tempel van die Here skend nie. Dis wat Paulus voorwaarsku. Ons is die tempel van die liewe Heer. Ons wat gelowiges is. En die Here gaan nie weer 'n tempel in Palestina bou nie. Daai tempel se tyd is vergoed en vir altyd verby. Hy kom nie weer terug nie. En enige een wat daar 'n tempel gaan bou, gaan nie die vlam van die Here se teenwoordigheid by daai tempel sien nie. Want die vlam van die Here se teenwoordigheid het bo die gemeente se koppe gebrand. En daarom lees ons wat nie futuristies lees nie, maar literêr lees, en wat die hele aanloop in die Bybel tot hierdie tekste verstaan, lees ons dit nie as 'n tempel wat nog gebou gaan word nie. Dan is daar die twee getuies, Moses en Aaron, Moses en Elia. Dis is meer 'n collage. Ons het 'n juffrou gehad, 'n kunsjuffrou wat ons laat wat oor 'n sekere tema, sê maar oor mense se glimlag. Dan moes ons nou 'n klomp ou huisgenote en saries en rooi roses en landbou weekblaaie en dit vat en dan moet ons nou alles uitskeer wat iets van die glimlag by het en dan moet ons daar 'n nuwe prent van plak, sodat ons nou al die glimlagte en dan as jy nou al hierdie glimlagte by mekaar sien, dan gee die geheelbeeld van verskillende glimlagte gee vir jou 'n idee, dan spring daar 'n nuwe gedagte uit die prentjie uit. Sy het so vir ons laat collage maak. Ons seunskind is tog 'n wrede ding. Ek besef nou later dat eintlik moes ons meer vir ons juffrou gebid het. Maar die twee getuies wat ons hier in Openbaring kry is Moses en Aaron en Moses en Elia. Dis so 'n collage van al die getuies in die Ou Testament. En dan lees ons verder van die getuies wat die wêreld ingaan. En die beloning vir hulle getuienis is nie sukses nie, maar opwekking uit die dood, lees ons verder. Ek gaan nou nie te veel daarop in nie. Ek het reeds op die belang van die getuienis die klem laat val. Ons gaan 'n bietjie vinniger daardeur.
Maar dan sê 10 vers 7, maar gedurende die dae wanneer die 7de engel op sy trompet gaan blaas, sal die misterie van God sy doel bereik, soos wat hy dit as goeie boodskap aan sy diensknegte die profete verkondig het. Die 7de trompet is die openbaring van die misterie van God. Van God wat sy skepping kom herskep, kom nuut maak, deur mense se getuienis teenoor mekaar en teenoor die wêreld, van die Messias wat nie 'n leeu is nie, maar 'n lam wat geslag is, wat homself gegee het. En dat ons ook dit in die wêreld kan wees. En dan, ja, ons het dink ek al gelees van die klein boekrolletjie. En dan moet ons weet dat die 7de trompet bring feesviering. Met die 7de trompet lees ons die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek en hy sal as koning heers vir ewig. Openbaring het 'n stuk slegte nuus en dan oorweldigende goeie nuus. En dan weer 'n stuk slegte nuus en oorweldigende goeie nuus. Want die hele punt is die goeie nuus. Openbaring is die boek van goeie nuus. Openbaring is die boek wat sê julle getuienis in hierdie wêreld is nie te vergeefs nie. Donderslae en aardbewings en hongersnode en vuurspiewende berge bring nie mense tot bekering nie. Maar iemand wat in jou oor fluister oor Jesus wat vir jou gesterf het. Dit bring mense tot bekering. Dit verander lewens. Jy nie, jy vat 'n klomp vliegtuie en gaan gooi bomme op Iran nie. Liewe hemel, dit het in die geskiedenis nooit gewerk nie. Gaan vertel liewer vir hulle van die Here Jesus. En as hulle jou doodmaak daarvoor, is ook alright. Hy was dood en hy lewe. Jesus was dood en hy lewe. Ons moet nie so bang wees vir die dood nie. Regtig. Dood is niks. Op die ou einde is hy net mooi niks. So, en ek dink dan, oeps, nou is daar nog hoofstuk 12 oor. Ek dink dat ek maar volgende keer oor die kosmiese stryd, ons raak nou 'n bietjie agter. Ek sal kyk hoe kan ek dit 'n bietjie vinniger doen vorentoe. Maar ek dink ons moet nou maar hierso stop. Ek is nou nie soos die liewe Heer wat net met een woord kan skep nie. Ek het 'n klomp woorde nodig. So, ek weet nie of daar iemand is wat dalk 'n op of 'n aanmerking het of 'n vraag of 'n ding nie. Ja. Goeieste, nou vra jy my vas. Ek kan nie onthou nie. Ek weet nie eers of sy gesê het nie. Kyk, so dit was omtrent 'n eeu gelede, half eeu daarom, nie heeltemal 'n eeu nie. Amper. Maar wat ek die kinders in die klas gehad het en sy het nie ek dink sy het gesê, maar ek was te oorbluf. Ek het dit waarskynlik by my net verbygegaan. Ek raak party slaas so 'n bietjie oorbluf. En ja, nee, ek weet nie watter teks dit was nie. Maar dit was een wat met haar gepraat het op daai oomblik. Goed. Yes. Okay. So as jy vir my 'n moetswillige vraag vra, sal die vraag wees hoe lank nog?
Ja. Ja, hy vra, jy weet, hoe lank nog? En dan antwoord hy self en sê, ons moet aanhou getuig, en dan wonder hy of dit dan gaan tot almal gehoor het. Weet jy, ek sal dit nou maar aan die groot baas se hande los. Ek is bang om daai in te beantwoord, want ek dink nie enige antwoord wat ek gee kan nie reg die een wees nie. Maar die hoe lank nog moet ons gewoon in sy hande los. En elke dag moet ons net gebruik om getuies te wees van die Here Jesus. Here Jesus self het gesê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet nie, wat God in sy raad bepaal het nie. So, goed. Right. Dan kan ons hier afsluit. Ek onthou nog van die vraag wat jy gevra het. Ons sal daarby kom. Goed, kom ons word net 'n oomblik stil. Here Jesus, help ons om die mag van 'n woord oor U in die hand van die Heilige Gees ten volle te vertrou. Amen.